Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park en dit is vir my baie lekker om saam met jou te wees. Dankie dat jy inskakel op ons YouTube kanaal. Dis Pinkster 2026 en daar's 'n opgewondenheid in my binneste want ons gaan hierdie week elke dag uit die woord uit werk en die Here gaan aan die woord kom en ons vertrou ook dat die Heilige Gees in ons harte gaan preek en dat hy ook die naprediker gaan wees. Al die temas gaan op die skerm opkom. Dis nou van Sondagoggend af, vanaand Sondag aand, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en dan eindig ons volgende Sondagoggend met die Pinksterfees nagmaal. Wat 'n wonderlike week, wat 'n lekker week wat dit gaan wees. Vanoggend staan ons stil met die begin van hierdie Pinkster met die tema: hoekom is geloof belangrik? Hoekom is geloof belangrik? Maar voordat ek nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam en vra die Here se seën en wysheid op vanoggend se boodskap. Heilig, heilig en heilig is U, Here God. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, in hierdie Pinksterweek wat vanoggend begin, is die opgewondenheid groot en ons bid, Here, dat U deur die Gees in ons harte sal werk, dat U ons ontmoet op die plek waar ons is. Here, U weet hoe gaan dit in elke boetie en sussie se lewe, daar by die werk, daar by die skool, daar by hulle besigheid, daar op die plaas, in hulle huwelike en hulle gesinne. Ek kom tel hulle in U skoot, Here, en mag hulle ontvanklik wees vir die influistering van die Heilige Gees hierdie week. En mag hulle dan aan die einde van hierdie week kom en sê, maar ons kies weer om die pad saam met U te stap elke dag. Ons vertrou U en ons staan in geloof. Ek kom bid vir hulle, Here. Ek kom bid vir die wat siek is vanoggend, die in die hospitale, die wat eensaam is, die wat depressief is. Ja, Here, ek kom bid dat U ook hulle sal aanraak en dat U arms van genade en liefde ook om hulle gevou sal wees. Maar Here, uit die woord uit vanoggend spreek, ons bid vir wysheid uit die woord en dankie Jesus vir hierdie geleenthede waar ons nou kan saam wees met Pinkster 2026. Ek bid vir wysheid uit die woord in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit Hebreërs 11 uit vanaf vers 1 tot 6 en die tema vanoggend is: hoekom is geloof belangrik? Ek lees vir ons daar. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Tot sover is die skriflesing, geliefdes. Julle kan verder bly lees tot daar by vers 40, gaan lees die hele Hebreërs 11. Mag die Here dan ook in hierdie teks met jou praat vandag. Hoekom is geloof belangrik? Vriende, ons leef in 'n wêreld waar mense vir my wil sê, dominee, maar ek wil eers sien voordat ek glo. Ek wil eers sê, jy moet dit vir my bewys, dan sal ek glo wat jy glo. Sien vriende, die evangelie werk anders. God sê, glo en jy sal sien. Geloof is nie bloot net 'n gevoel of ek moet positiewe denke hê of ek moet bietjie anders voel nie. Geloof is die vertroue in God, selfs wanneer ek nie verstaan wat alles gebeur in my lewe nie. En Hebreërs 11 kom met hierdie geloofshoofstuk
En ons sien gewone mense wat buitengewone dinge gedoen het omdat hulle God vertrou het. Die vraag vanoggend is, hoekom is geloof so belangrik? Geloof kom verbind ons aan God. En dis my eerste punt vandag. Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So ons staan in geloof omdat ons ook wil doen wat God van ons vra, om sy wil uit te leef. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om dit te doen. Die Bybel kom sê nie, ja, geloof is opsioneel, of geloof is dalk net 'n bietjie belangrik nie. Nee, geloof is onmisbaar in ons lewens. Ons word nie gered deur ons prestasie of kennis of godsdienstige aktiwiteite wat ons doen nie, maar ons is gered deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruishout gesterf het. En daarom sê Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Dankie Jesus dat u vir ons aan die kruis gesterf het, die sonde en die dood oorwin het, die ewige lewe moontlik maak, die hemel is 'n werklikheid en al wat ek en jy moet doen is om met hande van geloof dit ons eie te maak. Geloof is die hand waarmee ons God se genade ontvang en ons eie maak. Vriende, hoeveel keer het ek in my lewe al gesien, 'n mens kan die Bybel lees, daar's mense wat kerk toe gaan en bid en godsdienstig is, en daar's mense wat vreeslike godsdienstige dinge doen, maar as jy nie geloof het nie, dan bly dit alles net 'n uiterlike godsdiens. Dan beteken dit niks nie. Dan is jy net pietisties en vreeslik vroom, maar jy moet in 'n geloofsverhouding met God staan. Dan beteken dit alles. Die vraag is, maar waar kom geloof vandaan? En die Bybel kom antwoord ons duidelik. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus, en geloof gebeur wanneer die Heilige Gees dit kom bevestig in jou hart, dat Jesus die opgestane Jesus is, dat hy die verlosser en die saligmaker is. En dan kan jy na 'n klomp tekste in die Bybel gaan kyk. Johannes 11 wat ook vir ons sê, sodat die wat van ons wat sterwe sal lewe as ons glo. Jy sal bly lewe as jy glo. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Vriende, en so kan ons aangaan. Die wonderlike tekste in die Bybel. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar kom ons glo dit. Glo jy dit met alles in jou binneste? Die Heilige Gees kom en hy gebruik die woord om geloof in ons harte wakker te maak. En daarom is dit so belangrik. Hebreërs 10 kom sê ons kan nie van die samekoms daar af wegbly nie, want ons kom onder die geklank van die woord, en die Heilige Gees gebruik daai woord, gebruik die Bybel. Maak nie saak wie die pastoor of die dominee is nie, die Gees gebruik daai woorde, en hy is die prediker en ook die naprediker. Johannes 16 vers 13 sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid kom lei. Met ander woorde, geloof is die werk van God in ons harte, en ons moet net ontvanklik wees. Ons vervaardig nie geloof uit onsself nie. Dis hierdie geskenk wat die Gees in ons harte kom gee. Maar aanvaar jy dit wat Jesus vir jou gedoen het? Johannes Calvin sê, die woord is die instrument waardeur die Here die verligting van hierdie geloof in ons harte uitdeel. Dis wanneer die Here die geloof in ons harte kom uitdeel. Dit is nie net om van God te weet nie, vriende, maar dis om op God te vertrou. Baie mense weet net van God.
Baie mense weet van die Bybel, baie mense weet daarvan dat Jesus gesterf het en hulle kan teruggaan in die antieke kultuurgeskiedenis en hulle weet 'n klomp inligting, maar het jy 'n persoonlike verhouding met die opgestane Jesus? En daarom is daai liedjie so belangrik. Lees jou Bybel, bid elke dag. Daai geloofsliedjie om te sê maar ek moet die Bybel lees en ek moet bid en dan staan ek in hierdie verhouding met God. En dan gaan ek elke dag hoor wat is God se wil vir my lewe. Dan begin ek te leef as 'n man en 'n vrou van die woord. Dan maak ek my morele besluite, etiese besluite, my keuses, dit wat ek gaan doen in die lewe, die insidente wat met my gebeur, hoe ek reageer, baseer ek op die woord van God en wat God van my vra hoe ek behoort te leef. Baie mense probeer eers hulle lewens regkry voordat hulle kerk toe kom. Vriende, jy kan kom net soos jy is. Dis juis hierdie Pinkster vir jou bedoel. Kom soos jy is, met jou gebrokenheid, met jou sonde, jou siekte, jou seer. Kom net soos jy is, want die Here wil met jou kom praat net soos jy is en hy kom verander ons. Ons moet die Gees van God toelaat om deur ons te waai. En dan weet ek, gaan hy saam met ons die pad vorentoe stap op die heiligmakingspad en proses. Kom soos jy is. My tweede punt vir oggend is Hebreërs 11 vers 1 wat sê geloof help ons om te volhard wanneer ons nie kan sien nie. Partykeer verstaan ons nie alles nie. Paulus sê ons kyk in 'n dowwe spieël. Maar luister, wat is geloof? Vers 1 sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. My hoop is juis hierin en dit is wat die geloof is, om oortuig te wees van wat ons nie sien nie. Geloof beteken nie vir oggend ek het al die antwoorde in die lewe nie, geliefdes. Ek het nie al die antwoorde nie. Maar geloof beteken ek vertrou die een wat al die antwoorde het. En hier's 'n klomp voorbeelde in die Bybel. As jy jou Bybel begin lees, dan gaan jy agterkom, 'n ou soos Noag het 'n ark gebou voordat daar reën was. Abraham het getrek sonder om te weet waar hy sou eindig. Moses het Egipte verlaat omdat hy op God vertrou het. Geloof kyk verder as ons omstandighede. Dis die swart kolletjie op die muur voorbeeld. As jy 'n klein swart kolletjie op 'n groot wit muur maak en jy gaan staan teen die kolletjie, gaan daai kol vir jou groot lyk en ons in ons omstandighede voel partykeer so. Ons is binne in die moeilikheid en hierdie omstandighede voel vir ons so moeilik en ondraaglik. Maar die oomblik as jy eksternaliseer en 'n paar tree terug staan, dan sien jy daai ou kolletjie is maar klein teenoor die groot muur. Staan 15 en 20 meter terug, sien jy amper nie meer daai kolletjie nie. Jy sien vriende, ons moet die groter prent ook kan sien en verstaan God is in beheer van die groot heelal. Maar hy's ook in die klein swart kolletjies op die muur. Hy's in die klein fyn detail van ons lewens. Die broodkrummeltjies wat afval van die tafel af. Ja, God is in alles. Hy's in ons omstandighede, is hy teenwoordig. Hy sal ons nie los nie. Daarom bly ek vas staan in die geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Baie mense dink, as ons geloof het, sal ek nooit swaar kry nie. Maar dis die voorspoedsteologie. Of ek sal baie geld hê, of niks sleg sal met my gebeur nie. Maar as jy die Bybel gaan lees, gaan jy agterkom daar's 'n klomp geloofshelde wat deur baie moeilike tye gegaan het. Inteendeel, dit het baie sleg met van hulle gegaan en van hierdie mense wat in geloof gestaan het, het dikwels baie swaar gekry, maar iets moet ons leer, hulle het bly vertrou. Aan die onderpunt van hulle grafieke, toe hulle op die berge was en toe in die dale was, het hulle steeds God bly vertrou. En daaruit moet ek en jy leer as ons die Bybel gaan lees, veral Hebreërs 11 met die geloofshelde en wat hulle reg gekry het. C.S. Lewis het gesê,
Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. So dit maak nie saak hoe ek baie keer voel of dalk verander nie, maar ek moet vashou dat ek die Here aanvaar het en dat ek saam met hom hierdie pad stap. N.T. Wright, die professor, het gesê, faith is not a blind leap into the dark, it is a confident trust in the God who has revealed himself in Jesus. It is a confident trust. En daarom staan ek vanoggend hier met absolute autoriteit en ek sê, ek glo in die opgestane Jesus. Ek is seker daarvan. Ek het 'n geloofsversekering, Hebreërs 11 vers 1. Geloof is nie blind nie, maar geloof is om te kyk na wat Jesus vir my gedoen het en om vas te hou daaraan. Dis die Christologie van ons prediking vanoggend. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Dalk sê jy vir my vanoggend, Dominee, eintlik gaan dit nie so goed nie. Ek het krag nodig, net om deur 'n dag te kom. Daar's mense wat vandag sê, hulle wag vir genesing. Daar's mense wat vandag vir my sê, maar hulle wag vir werk. Of Dominee, bid vir my kind. Of Dominee, ek gaan deur 'n hartseer tyd. Of ek het moed verloor, ek sien nie meer kans vir die lewe nie. En geloof kom vanoggend en sê, ons ontken nie die pyn waardeur ons mense gaan nie. Maar dit beteken ek gaan nie opgee op God nie. Want God gaan saam met my deur die storm gaan. Hy gaan ook deur hierdie dal gaan hy saam met my gaan. Totdat ek weer op die hoogste kruin van die berg is. En al kom ek dalk nie daar nie, God gaan steeds saam met my hierdie pad bly stap. Hy sal my nie los nie. Ek gaan nie opgee op God nie. En daarom wil ek jou kom aanmoedig vanoggend, maak weer daai besluit en sê, ek gaan God bly vertrou. Ten spyte van, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek juig. Ek gaan vashou, al is dit donker om my in my lewe. Dalk vriende, verstaan ons nie altyd God se tydsberekening nie. Ons bid en ons wil nou die antwoord hê, maar geloof sê, ek vertrou God selfs, al is dit 'n nee wat ek kry. Of dalk 'n wag 'n bietjie, nie nou nie, eers later. Dan kom ek by my laaste punt vanoggend oor hoekom geloof belangrik is. Geloof verander hoe ons leef. Ware geloof bly nooit net in my kop nie, maar dit kom verander my lewe. Ek lyk anders en ek tree anders op, ek reageer anders. Hebreërs 11 kom wys vir ons Abel aanbid anders, Noag bou anders, Abraham leef anders, Moses kies anders. Lees die hele hoofstuk. Geloof beïnvloed met ander woorde my besluite. Noag moes 'n besluit neem. Dit beïnvloed my woorde. Met ander woorde wat ek sê, hoe ek optree, my prioriteite, dit verander my karakter. En daarom is dit so belangrik om te sê, is jy 'n geloofsman en vrou vanoggend? Wie is jy? As 'n mens nie glo nie, sê vers 6, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Maar wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dan sal die Here hom ook beloon. Hy's 'n beloner vir die wat hom soek. Soek jy die aangesig van God? En vriende, dan moet ons begin oplet, hoe lyk ons besluite? Besluit ek self? Ken ek God? My woorde, my prioriteite, my karakter, my wese. Jakobus 2 vers 17 sê die volgende, so is geloof sonder dade ook dood. Luister mooi, jou werke red jou nie, maar omdat ek geloof het, wil ek vrug dra. Omdat ek geloof het, word ek ook aan my vrugte wat ek dra geken. Die bekende Dietrich Bonhoeffer het gesê, faith is only real when there is obedience.
wanneer daar absolute gehoorsaamheid is. En daarom wil ek vandag wegstap van hierdie boodskap af en sê, Here, ek ontvang daai genade in geloof, ek maak dit my eie en Here, ek wil gehoorsaam gaan leef. Lei my, Here, lei my dat ek sal doen wat U van my vra. Geloof beteken ek moet vergewe al is ek seer gemaak. Ek moet aanhou bid al het ek nie altyd al die antwoorde nie en kry ek dit ook nie dadelik nie. Ek moet gehoorsaam bly al is die wêreld soms ongehoorsaam en word ek versoek om nie gehoorsaam te wees nie, moet ek gehoorsaam bly in wat ek weet God se wil is en wat reg en verkeerd is. Geloof beteken ek hou vas aan Christus al voel ek soms swak. Al voel ek soms dat ek dit dalk nie gaan maak nie of dat ek dalk moedeloos is, gaan ek steeds geloof hê en vashou. Galasiërs 2 vers 20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, want geloof kom verander my van binne af. Ek laat toe dat die Heilige Gees my verander. Ek laat toe dat hy 'n bytel vat en laat hy kap aan my en die dinge wat nie daar hoort nie moet weg, sodat ek al hoe meer die beeld van Jesus kan wys. Ek wil afsluit vir oggend. Ek lees 'n pragtige storie raak van 'n pa en 'n klein seentjie wat gaan stap het teen 'n berg uit en ons het pragtige berge in ons omgewing en terwyl hulle gestap het hierdie seentjie gegly en hy het geval en toe hy val van hierdie paadjie af het hy aan 'n boom vasgegryp wat langs die paadjie staan, maar in sy kinderkoppie het hy nie geweet hoe ver gaan hy val nie en die pa het net afgeloop en die paadjie net om en hy het onder die boom gaan staan en hy sê toe vir die seentjie, spring seun, pa sal jou vang, spring. En die klein seentjie was so bekommerd geweest want hy het gedink as hy daai boom gaan los, gaan hy van die hele berg afval. Hy het nie geweet wat is onder hom nie. Jy sien vriende, ons is ook baie keer so. Ons weet nie wat is in die onbekende nie. En dan probeer ons self. En hy het so vasgekleef aan hierdie ou takkie. En op 'n stadium kon hy nie meer vashou nie en toe sê sy pa vir hom, my kind, ek sê weer spring, pappa sal jou vang. En daar val die seentjie en daar vang sy pa hom. Of hy gespring het en of hy nie meer kon vashou nie. Sy pa was daar. En sy pa het hom veilig gevang. Jy sien vriende, geloof is nie om altyd te sien nie, maar dit is dat ons God sal vertrou. Geloof beteken hy sal ons dra en geloof beteken as ons val is hy ook daar. En daarom Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Ek rig my oë op Jesus. Ek rig my oë op die kruis en ek sê dankie Jesus. Dankie dat U vir my gesterf het en soos daai klein seentjie kan ek maar veilig agteroor gaan sit of gaan val met die wete my God is daar. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Gemeente, geliefdes, dis belangrik dat ons vanoggend onsself weer verbind aan God aan die begin van hierdie Pinkster. Dat ons sal volhard in die geloof en dat ons God sal toelaat om hierdie week met ons te werk deur die prediking. Dat ons die Gees sal toelaat om in ons harte te werk. En hierdie preke gaan nou op mekaar so volg dat ons sal toelaat dat die Gees ons lewens verander. Dat ons al hoe meer die beeld van Jesus sal wys. Ek vertrou weer vir oggend Jesus. En ek kom sê vir oggend, Jesus is my verlosser en saligmaker. Kan jy dit sê? Amen. Here, baie dankie dat ons ver oggend hier kon saam wees en dat ons uit die woord uit kon lees en dat ek ver oggend kom hoor, Here, daar is soveel
wat ons vanoggend uit die woord uit kon vat en net kon weet, Here, dat U met ons se pad stap. Geloof in die eerste punt verbind ons aan U, Here. Dankie daarvoor. En dan het ons ook vanoggend gehoor dat ons moet volhard, al kan ons nie sien nie, al verstaan ons nie altyd alles nie. En dan het ons laastens gehoor dat geloof ons verander, dat ons al hoe meer U beeld moet wys. Dat ons dinge moet sê en dink en doen en in ons karakter en ons besluite moet neem wat U behaag. Dat dit U wil sal wees, dat dit vir U goed en aanneemlik sal wees. Here, lei ons. Lei ons, Here, en sien vanoggend ons geloofsharte raak. Ja, Here, ons glo. En ons sê dankie vir U genade, onbeskryflik groot. Ek prys U naam tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns. Ons praat verder hierdie week.